met hulle gehad het. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê. Nou dit beteken dat hy vir Jesus 'n strikvraag gestel het. Hy het hom hier in 'n hoek probeer dryf. En sy vraag is: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Sommige vertalings sê grootste, maar die Afrikaanse vertaling hier is korrek, was die groot gebod. En ek vermoed dat hierdie skrifgeleerde sy gedagtes was op die 10 gebooie. Want dit is die grootste van die gebooie wat ons in die Ou Testament vind. En hy wil hê Jesus moet een van hierdie 10 uitsonder, sodat hy kan argumenteer en sê, nou maar wat van hierdie een en wat van hierdie een. Ja. Die Bybel verduidelik dit nie vir ons nie, maar die feit dat hy 'n strikvraag probeer stel het, sê vir my daar was iets in sy gedagte. En Jesus omseil dit baie netjies. Jesus antwoord in vers 37, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nie een van die 10 gebooie nie. Dit wat Jesus hier vir hom gee, gaan haal hy in Deuteronomium 6 vers 5, waar Moses kort voor sy dood som hy die hele uittog en alles wat daarmee gepaard gegaan het, som hy op. Die wette wat hy van God ontvang het, alles word hy daardeur opgesom. En onder andere word daar hierdie gebod gegee. En Jesus gaan haal hom daar uit. Nie die 10 gebooie. Maar nou moet ons ook daarop let dat Jesus, as hy hier sê, jy moet die Here jou God lief hê, dan beteken dit nie hy verplig ons om dit te doen nie. Dis 'n keuse wat ons moet maak. As ons 'n keuse gemaak het soos hierdie man, om uit te vind wat is die grootste gebod in die wet, ons het 'n keuse gemaak om vir Jesus te volg, dan is daar 'n verpligting op ons. Dan is hierdie op ons van toepassing. Jy moet die Here jou God lief hê. Dis waar dit begin. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou interessant, as ons dit gaan vergelyk met Deuteronomium waar Jesus dit gaan uithaal het, dan lees ons nie daar hart, siel en verstand nie. Ons lees hart, siel en krag. Met al jou krag. En dan kyk ons weer na Lukas se weergawe hiervan, en dan sien ons Lukas gooi sommer almal bymekaar, en hy sê hart, siel, krag en verstand. Gee vir ons al 4. So hoe dit ook al sê, dit is belangrik dat ons God moet lief hê met alles wat in ons is. En dis wat Jesus hier probeer oordra. Dan sê hy in vers 38, dit is die eerste en die groot gebod. En dan die tweede wat hiermee gelyk staan. En let op, ek dink ons as mense baie keer geneig om dit te vergeet. Die tweede gebod is nie op 'n laer vlak. Jesus sê dit staan gelyk met die eerste een. Ja. Alhoewel ons verhouding met God eerste kom, is my verhouding met my medemens nie op 'n laer vlak nie. Dit is nie 'n ondergeskikte gebod wat hier vir ons gegee word nie. Jesus maak dit duidelik, die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En die gaan haal hy weer uit Levitikus, waar Moses al die wette wat ontvang is tydens hulle byeenkoms by die berg Sinaï, die som word opgesom in die boek Levitikus. En uit Levitikus 19 vers 18 haal Jesus hierdie aan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Of anders gestel, soos wat jy jouself lief het. En ek wil vandag my fokus plaas op daai 2 woorde, soos jouself. En wat interessant is hier, dat Jesus ook hier vir ons byvoeg, aan hierdie 2 gebooie, aan die hele wet en die profete. Nou dis die wet en die profete was die skrif wat Jesus in sy tyd tot hulle beskikking gehad het. Jesus sê die hele wet en die profete rus op hierdie 2 gebooie. En ek het vroeger in my bediening al ontdek, maar as ons kyk na ons Bybel, die Nuwe Testament byvoeg en alles, en ons kyk na ons lewens, dan is alles draai rondom hierdie
2 gebooie. Jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê en jy moet jouself lief hê. Jy moet jou naaste natuurlik soos jouself lief hê, wat beteken jy moet jouself lief hê. En soos ek sê, ek het van die begin af het ek dit dan ook die kern van my bediening gemaak. Ek het ontdek as jy die Bybel ondersoek, reg van die begin af, van Genesis 1 tot by Openbaring 22, kan jy maar gaan kyk. Hierdie 3 verhoudings loop regdeur. Of jou verhouding met God, of jou verhouding met 'n ander mens, of jou verhouding met jouself. Dis daar. Ons moet net ons oë oopmaak daarvoor, dan sien ons dit raak. En ek het op 'n stadium vir myself gesê, eintlik is hier 3 gebooie. Ek moet God lief hê, ek moet my naaste lief hê en ek moet myself lief hê. Maar ek het op 'n punt gekom waar ek myself afgevra het, waar kry ek die reg vandaan om te sê daar's 3 gebooie as Jesus sê 2. Hier het dit duidelik gesê, die eerste gebod en groot gebod en die tweede wat hiermee gelyk staan, vers 39. Vers 40, aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet en profete. Is 2 gebooie, nie 3 nie. En toe vra ek myself, nou wat maak ek met die derde een? Dis duidelik 3 verhoudings ter sprake. My verhouding met God, my verhouding met my medemens, maar ook my verhouding met myself. Wat maak ek dan met hierdie derde een as dit nie 'n gebod is? En ek vra myself, maar wat is dan die 2 gebooie? En ek kom tot die gevolgtrekking dat die eerste gebod is basies, jy moet God lief hê. Punt. Tweede gebod, jy moet jou naaste lief hê. Punt. En as ek so vra, Here, maar hoe moet ek dit doen? Dan kom die res daarby. Jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou al jou krag, met jou verstand. Hoe moet ek my naaste lief hê? Soos wat ek myself lief het. En skielik dring dit tot my deur. Die belangrikheid van die verhouding met jouself. Want as jy gaan kyk na die eerste gebod, jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met al jou verstand. Dis ek. Ek moet God lief hê met myself en ek moet my naaste lief hê soos myself. So die grondslag van al 2 die gebooie is jou verhouding met jouself. Jy moet God lief hê met jouself, jou naaste soos jouself. So as jou verhouding met jouself nie reg is nie, gaan jou verhouding met God skade ly en jou verhouding met jou medemens gaan skade ly. Ja. Amen. Dit begin by jou verhouding met jouself. Brian het vanmôre hier gesê, as jy hier nie anders uitgaan as wat jy ingekom het nie, is dit net jou eie skuld. Nie God se skuld nie, nie jou naaste se skuld nie, jou skuld. Met ander woorde, wat sê Brian vir jou? Fokus op jouself. Ondersoek jouself. Kyk of jou verhouding reg is, sodat jy die woord kan hoor en sodat jy anders hier kan uitgaan as wat jy ingekom het. En dit is wat jy ook hier vir ons probeer sê. Jy moet fokus op jouself. Jy moet jouself lief hê. Ons verhouding met onsself loop reg deur die woord van God. Daar is baie voorbeelde. Dan byvoorbeeld aan Johannes 1 vers 12. Aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word. Nie almal word kinders van God nie, aan almal wat hom aangeneem het. By wie begin dit? By my wat hom aanneem. By my wat die woord hoor en wat die keuse maak om hom aan te neem. As ek hom aanneem, word ek 'n kind van God. As ek hom nie aanneem, word ek nie 'n kind van God. Heeltemal reg. So dit, by wie begin dit? By myself. En ek gaan nie vir Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker as ek nie vrede gemaak het met daardie gedagte dat ek kan my eie laste en probleme nie hanteer. Daarom het ek God nodig. Daarom het ek nodig om my lewe aan Jesus oor te gee. Die van julle wat net nou hier kom staan het, en die van wat julle in die banke bly sit het met julle laste. Ons het laste wat er te veel raak vir ons. Maar ons sal nie by Jesus uitkom as ons nie daai goed in onsself raak sien.
selfondersoek doen en besef, maar die dinge raak vir my te veel. Ons sal nie op 'n punt kom waar ons tot selfmoord wil wet, as ons nie besef, maar hierdie dinge raak vir my te veel nie. So alles begin by ons verhouding met onsself. Johannes 3 vers 16, bekende selfde. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nie almal wat die ewige lewe het nie, die wat in hom glo, begin by jouself. Sonder jou verhouding met jouself gaan jy nie op daai punt kom, waar jy jou lewe aan God wil oorgee, om jou probleme opgelos te kry. Ons moet onsself ondersoek. Die oomblik toe Brian die uitnodiging gemaak het, was almal van ons genoodsaak om onsself te ondersoek. Is daar 'n las wat ek voor God se voete wil kom neerlê vanmôre? Wil ek reageer, wil ek nie reageer nie? Ons moet onsself ondersoek. Sommige het dit dalk aan die bank en stote gedoen. Ander het dalk nie laste nie, prys die Here daarvoor. Maar ons moet self ondersoek doen. En nou kan ek vir u vra, wat beteken dit as die Bybel sê, soos jouself, of soos wat jy jouself lief het? Wat beteken dit om jouself lief te hê? Nou, Brian praat baie van die eie ek wat moet vrek. Dis nie waaroor dit gaan. Daai ou ook homself lief, maar op 'n heel verkeerde manier. Dis nie waaroor dit gaan. As die woord vir onsself moet onsself lief hê, dan gaan dit nie oor hoogmoed nie. Dit gaan nie oor narcistiese verhouding waar die hele lewe om myself draai nie. Ons lees ook hier in Matteus 23 vers 12, wie homself verhoog sal verneder word, en wie homself verneder sal verhoog word. Jesus se woorde. Hy wat hoogmoedig raak oor homself, hy gaan verneder word. So wanneer die woord hier 'n paar verse tevore vir my sê, jy moet jouself lief hê, dan gaan dit nie oor hoogmoed nie, dit gaan nie oor dat ek van myself meer moet dink as van ander mense. Myself as 'n beter mens beskou as ander mense. Dis nie waaroor dit gaan. Maar jy weet, ek het al opgelet, ek kry veral terwyl ek in Johannesburg was, kry mense wat op die straat woon. Die slaap in die nag onder 'n stuk randpapier of 'n karton, om te probeer warm hou. Ja, miskien het hy die verkeerde pad geloop, en die verkeerde lewe gelei wat hom in daardie toestand laat beland het. Maar terwyl jy daar is, gee jy nou genoeg vir homself om hom te probeer warm hou onder daardie randpapier. Ons is gebore met 'n oorlewingsdrang binne in ons. En as hy op 'n punt kom waar hy wil selfmoord pleeg, ek verstaan nie altyd hoekom gebeur dit dat mense op daai punt kom nie. Maar dit wys net vir jou hoe groot die laste kan raak, dat 'n mens op daai punt kan kom waar jy kan sê, maar ek het nie meer antwoorde vir myself nie. My liefde vir myself het my iewers langs die pad gevaar. Maar as ek werklik lief is vir myself, dan gee ek vir myself om. Ek sorg vir myself. Ons sorg dat ons klere, as dit koud raak, dan hou ons vir ons warm. Ek sorg dat ek kos het om te eet. Ek sorg dat ek 'n dak oor my kop het. Ek wil oorleef. En dit is waaroor dit gaan. Ek moet as ek vir myself lief is, ek gee om vir hierdie liggaam wat God vir my gegee het. Ons lees dit ook in Psalm 139 pragtig. Ek sal nou daarby uitkom. Maar dan is dit ongelukkig so dat trauma en probleme en laste en die dinge wat oor ons pad kom, kan maak dat ons vrede met onsself verloor. Ons almal ken die storie van Job, waar die Bybel duidelik vir ons vertel van die sukses wat Job gehad het in sy lewe, en hoe goed dit met hom gegaan het, totdat God toegelaat het dat Satan sy kinders se lewe kom neem, sy lewe teen mekaar kom gooi.
En ons vind dat Job self in daardie omstandighede het sy geloof behou. Maar tog sien ons dat in Job 3, nadat Job se vriende by hom uitgekom het en hulle sit en gesels daar, Job 3 vers 1 sê vir ons, daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek. Sy eie lewe vervloek. Die dag wat hy gebore is, het hy vervloek. Op 'n punt gekom waar hy besef het, vir homself gesê het, maar die lewe is nie vir my moeite werd. Ten spyte van God se goedheid, ten spyte van sy verhouding met God, ten spyte van sy geloof in God, ten spyte van die feit dat die woord vir ons sê, daar was niemand so vroom soos hy. Ten spyte daarvan kom hy op die punt waar hy na homself kyk en hy vervloek die dag wat hy gebore is. En Job het begin en gesê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is, en die nag wat gesê het, 'n seun is ontvang. Vrede met homself en die proses verloor. Hy het nie sy vrede met God verloor, maar die vrede met homself het hy verloor. En dan lees ons in vers 10, skies toch, hoofstuk 2 vers 10. Toe Job se vrou vir hom in vers 9 sê, volhard jy nog in jou vroomheid, seën God en sterf, toe sê hy, soos 'n dwaas praat jy, die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem, by dit alles het Job nie gesondig met sy lippe. Sy verhouding met God het nie skade gelei op daardie stadium. Hy het geweier om die laste wat oor hom gekom het en die probleme wat oor sy lewe gekom het, te gebruik om sy verhouding met God te laat skade lei. Hy het steeds sy geloof in God behou. En op hierdie stadium sien ons nog nie die probleem nie, maar soos ek nou vir jy gelees het, sien ons dat sy verhouding met homself het wel skade gelei. Ons sien ook in vers 13, waar sy vriende by hom gekom het, en by hom op die grond gaan sit, 7 dae en 7 nagte lang, sonder dat iemand 'n woord met hom gepraat het nie, want hulle het gesien dat sy smart baie groot was. 7 dae sit hulle in stilte by hom, wees die las wat hy dra, en hulle sien wat dit help nie om nou met hom te praat nie. Hierdie man worstel met 'n groot probleem, en dan vers 3 hoofstuk 3 wat ek nou vir julle gelees het, die eerste verse, waar hy die eerste woorde wat hy praat na daai 7 dae van stilte, is om sy eie geboortedag te vervloek. Sy vrede met homself is daarmee heen. En as ons nou die res van die boek Job lees, dan sal ons sien die probleem wat dit veroorsaak het in sy verhouding met sy vriende. Daardie 3 vriende wat hy mee gesit en gesels het daar. Dit is hulle ook 'n probleem veroorsaak. Daar was gedurende verskille. Van hulle kant af natuurlik, omdat hulle van Job sê, jy het gesondig, dit is hoekom jy swaar kry. En Job het dit elke keer teen hulle teëgestaan. Maar die verhouding tussen hom en sy vriende het skade gelei as gevolg daarvan. Jesus het gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jou verhouding met jou naaste moet reg wees. Daai verhouding met Job se naaste het begin skade lei. En in die proses sou sy verhouding met God ook skade lei. Jy kan nie bly fokus op God, jou eie geboortedag vervloek, wat God vir jou gegee het. En nog sou sê, maar my verhouding met God is presies dieselfde as wat dit voorheen was. Ek dink nie dis moontlik. Dan sou hy nie sy geboortedag vervloek het. Nou mag dalk van u hier sit, van die vrouwensies wees wat hier sit, wat as kind seksueel gemolesteer was. Dalk deur jou eie pa. Dis dinge wat gebeur, ek het daarmee gewerk in die polisie. En ek het keer op keer ontdek dat sulke mense worstel om werklik in die regte verhouding met God te kom.
Omdat dit moeilik is vir hulle om te aanvaar dat God is 'n liefdevolle Vader, terwyl my Vader, aardse Vader, vir my op hierdie manier behandel het. En wat het gebeur met daardie molestering? Hulle het hulle vrede met hulle self verloor, hulle het hulle vrede met medemens verloor, en selfs hulle vrede met God verloor. Sukkel om in die regte verhouding met God te kom, as gevolg daarvan. En so kan ons baie verskillende voorbeelde noem. Wanneer jou verhouding met jouself skade ly, gaan jou verhouding met jou medemens skade ly, gaan jou verhouding met God skade ly. Maar die teenoorgestelde is ook waar. As jou verhouding met jouself reg is, dan is dit vir jou makliker om in die regte verhouding met God te leef en in die regte verhouding met jou medemens te leef. Maar jy moet eers kyk na jouself. Ek probeer nie sê dat my verhouding met God, my verhouding met myself is belangriker as my verhouding met God. Jesus het gesê, dis die eerste en die groot gebod, jy moet God lief hê. Die tweede, jy moet jou naaste lief hê. Maar wat ek vir u wil sê vanmôre, is jy gaan nie slaag daarin, as Jesus sê jy moet, jy gaan nie daar slaag om sy opdrag na te kom, as jy nie kan vrede vind met jouself. En ongelukkig is die waarheid, of gelukkig is die waarheid, dat jou vrede met jouself is juist te vind in jou verhouding met God. So as jy agterkom dat jou verhouding met jouself is nie reg nie, jy kan nie vrede vind in jouself nie, dan is die regte plek om dit te gaan soek is in jou verhouding met God. Maar dit bring weer terug na jou besluit, jou keuse om te maak, dit is waar ek het gaan soek. Ek het nie antwoorde en oplossings nie, as ek net op myself moet staat maak, dan gaan ek my eie lewe neem. Maar daar is ander uitwegte, daar is ander oplossings, en dit is om dit by God te gaan soek. Ek het nou so vinnig verwys na Psalm 139. Nou, as ons die Bybel mooi lees, dan sal ons sien dat koning Dawid se hele lewe het omtrent bestaan uit oorlog maak, of sy koningskap het omtrent bestaan uit oorlog maak, en tog het hy pragtige psalms geskryf. Ons lees in Psalm 139 waar hy skryf, vers 13, want u het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Dis nie 'n man wat praat van in 'n hoogmoedige verhouding of gesindheid nie, of die eie ek wat moet spreek nie. Dis 'n man wat besef, maar my liggaam, dit wat God geskep het, is 'n wonderwerk. Dis nie 'n man wat narcissisties raak en sy hele lewe draai om homself nie. Dis 'n man wat selfs in oorlog vrede met homself kan maak, as hy kyk na sy eie liggaam en die wonder van God se skepping. Ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is u werke. En my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in u boek is hulle almal opgeskrywe, daar dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my u gedagtes? Sien, hy sê, ek loof u omdat ek so vreeslik wonderbaar is, maar hoe kosbaar is vir my u gedagtes? So die wonderbaarheid van homself gaan nie oor homself nie, dit gaan oor sy verhouding met God en die feit dat God hom geskaap het. Ek ontdek dit baie. Ek meen as ons net kyk na ons oë. Ek het dan oor dat mense vra, hoe ver kan jy sien? Ek sien die son, ek weet nie hoeveel duisend miljoene kilometers ver is die son nie, ek sien hom. Sterre is nog verder en ek sien hulle. My oog stel my in staat om te sien. En dan kan ek saam met Dawid sê, hoe kosbaar
is van by u gedagtes, dat u hierdie dinge kon doen. Hoe geweldig is hulle volle som nie. Wil ek hulle tel, hulle is meer as die som, word ek wakker, dan is ek nog by u. Dis 'n man wat in oorlog vrede met homself het. In Psalm 22 het hy die woorde gebruik wat Jesus later aan die kruis ook gebruik het, my God, waarom het u my verlaat? Maar as ons verder op die Psalm lees, dan sien ons dat hy weer vrede gevind het in sy verhouding met God. Dit was 'n tydelike terugslag wat hy ervaar het weens omstandighede. Maar hy het in vrede met homself geleef. En daarom het God ook vir Dawid so hoog aangeslaan. Weens dit, hy het in die regte verhouding met God gestaan, hy het in die regte verhouding met sy medemens gestaan, maar bo alles het hy ook in die regte verhouding met homself gestaan. Hy kon vrede in homself vind. Ek wil weer beklemtoon wat ek nou gesê het. Ons moet vrede in onsself vind. Maar dan moet ons ook besef dat dit in werklikheid by God alleen te vind. Ja. Ek gaan dit nie in myself vind as ek nie in die regte verhouding met God kom. Nou ek wil afsluit met 'n paar verskillende skrifgedeeltes wat ek net vir u wil aanhaal. Wat voorbeelde is en net vir my bevestig hoe belangrik ons verhouding met onsself is. Markus 9. Iemand het net gepraat van sout, dus dat jy met Christus toe jy gebid het, ja. Markus 9 vers 49. Want elkeen sal met vuur gesout word. Elke mens, ek, sal met vuur gesout word. En elke offerhande sal met sout gesout word. Die sout is goed. Maar as die sout souteloos geword het, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julleself hê en vrede hou met mekaar. Jy moet in die regte verhouding met jou medemens staan. Julle moet vrede hou met mekaar, maar jy moet sout in jouself hê voordat jy in vrede met jou medemens kan leef. Moet ek weer vir julle lees? Julle moet sout in julleself hê en vrede hou met mekaar. Toe dan begin hy weer met by jouself. Jy moet sout in jouself hê. Jy moet jouself ondersoek en vind wat is jou verhouding met jouself. Het jy vrede in jouself? En dan kan jy in vrede met jou medemens leef. Johannes 14 vers 27. Jesus aan die woord, hy is besig om sy disippels voor te berei kort voor sy kruisiging. En hy sê vir ons al in vers 27, vrede laat ek vir julle na. Vrede laat ek vir julle na. Nou wat beteken dit? As Jesus vir my sê ek laat vir jou vrede na, waar is daai vrede? Is hier binne in my. So ek gaan kom weer terug na my verhouding met myself. Jesus sê vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Met ander woorde, daardie vrede wat Jesus gee in myself is daar om as 'n teenvoeter te dien en ontsteltenis en vrees te beveg. Vrede laat ek vir julle na, laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ek beveg ontsteltenis en ek beveg vrees deur die vrede wat van God afkom, vrede met myself. Wanneer hy dit vir my gee, dan gee dit vir myself. Dis wat hy sê, vrede gee ek, laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Hy gee dit vir myself, sodat ek dit vir myself kan aanwend, met myself in vrede kan leef, in die regte verhouding met myself kan wees, sodat ek Jesus se 2 gebooie kan nakom, om God lief te hê met alles wat ek het, met myself, en my naaste kan lief hê soos myself. Johannes 16 vers 33.
Nog steeds Jesus wat aan die woord is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Jy gaan moeilike tye deurgaan. Jy gaan swaar tye deurgaan. Jy gaan tye deurgaan waar die laste vir jou te veel word. Maar ek het vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê. Dat julle vrede kan hê in my. So dit werk weerskant te doen. Vrede kom van God af deur Jesus Christus, maar die vrede is vir my bedoel. Ek moet dit in myself hê, sodat ek hierdie verdrukking van die wêreld kan weerstaan. Dat ek nie op 'n punt kom waar ek wil selfmoord pleeg nie. Maar ek weet daar is ander antwoorde en ander oplossings. Iewers is daar 'n uitweg. En dit is by Jesus te vind, wat gesê, my vrede gee ek vir julle. En dan Johannes 20. Dit is my ook baie pragtig. Die kruisiging is verby. Jesus het opgestaan uit die graf. Die Sondagoggend, hulle die graf leeggevind. En daar dieselfde aand, Johannes 20 vers 19, en toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, dieselfde dag van die opstanding, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was. Let op, hulle sluit hulle self toe uit vrees vir die Jode. Vrees is besig om hulle te oorweldig. Hulle weet nie wat die pad vorentoe is sonder Jesus wat gekruisig is nie. Maar terwyl hulle daar in hierdie saal vergader, deure gesluit uit vrees vir die Jode, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. Wat was sy bedoeling? Ek gee my vrede vir jou. Maak dit joune. Vat dit vir jouself, sodat jy oorwinning kan kry oor hierdie vrees wat maak dat jy agter geslote deure sit. Jy moet die vrees oorwin deur die vrede wat ek vir jou gee. Jy moet vrede in jouself kry, sodat jy oorwinning kan kry. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien, toe hulle nou besef dit is hy. En Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Hy wil dit beklemtoon. Hy wil dit benadruk. Ek het teruggekom sodat julle vrede kan hê. Ek het opgestaan uit die dode sodat julle vrede kan hê in julleself. Dat jou verhouding met jouself reg kan wees. Jesus spreek nie hier wanneer hy sy eerste verskyning aan sy disippels maak, spreek hy nie hulle verhouding met God aan, of selfs sy hulle verhouding met hom aan nie, of met mekaar aan nie. Hy spreek hulle verhouding met hulle self aan. Vrede vir jou. Aanvaar my vrede. En 8 dae daarna, vers 26, en 8 dae daarna was sy disippels weer binne, en Thomas saam met hulle. Nou, dit was daar vertel van Thomas wat ongelowig was gesê dat hy sal dit nie glo as hy dit self sien nie. 8 dae daarna was sy disippels weer binne en Thomas saam met hulle. En Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was. So ten spyte van die 8 dae tevore wat hy vir hulle agter die geslote deure gesê het, vrede vir julle. Julle hoef nie bang te wees vir die Jode nie. Hou op om te vrees, staan in die regte verhouding met jouself. 8 dae later kom hy dan, hulle is weer agter geslote deure. En wat sê Jesus vir hulle? En het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Kry vrede met jouself. Ek is nie meer op aarde om saam met jou te loop nie, maar ek is nog saam met julle. Tot
die lengte van dae sal ek saam met julle wees. Aanvaar dit, maak vrede met jouself, kry oorwinning in jouself. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek die wêreld oorwin. Hebreërs 12. Hebreërs 12 vers 14. Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Heiligmaking en vrede word hier saam gebruik in dieselfde vers. Heiligmaking het te doen met my verhouding met myself. Dat God my heilig maak, my in staat stel om heilig te lewe, rein te lewe soos God, wat God wil hê ek moet lewe, maar dit gaan oor my verhouding met myself. En nou sê die woord hier vir ons, jaag dit na, die heiligmaking en die vrede met almal. Nou hier het ek in hierdie een versie, het ons al drie daardie verhoudings. Vrede met almal, heiligmaking wat van God afkom, en my verhouding met God, dat ek die heiligmaking van hom ontvang, en my verhouding met myself. So daardie drie verhoudings kan ons nie losmaak van mekaar nie, die drie loop saam. Maar dit gaan nie net oor dat ek moet God lief hê en dat ek my medemens moet lief hê. Ek gaan dit nie reg kry as ek nie begin by die regte verhouding met myself. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, julle ken almal hierdie skrifgedeelte. Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne of julle verstand bewaar in Christus Jesus. Die vrede van God, verhouding met God, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. 'n vrede wat selfs in oorlog kan ervaar word. 'n vrede wat onder verdrukking ervaar kan word. 'n vrede wanneer ons vrees vir die Jode en ons onsself toesluit, ervaar kan word. Omdat ons weet dat God is in beheer. Ja. Ons het vanmôre ook die geleentheid om die nagmaal te bedien. En jy weet wat vir my verstom het, is toe ek gevra was oor die nagmaal, was my boodskap reeds voorberei. En ek gaan kyk na die skrifgedeelte in 1 Korintiërs 11 oor die nagmaal. En ek besef, selfs hier is daar 'n duidelike aansluiting met die boodskap wat die Here op my hart gelê het om aan julle oor te dra. Vers 27 van 1 Korintiërs 11. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef. Wat beteken om jouself te beproef? Jy moet self ondersoek doen. Jy moet binne in jouself kyk, hoe lyk my verhouding met myself? Hoe lyk my verhouding met God? Hoe lyk my verhouding met my medemens? En as ek dit nie doen nie, dan doen ek dit op 'n onwaardige wyse. Ons is nou baie lank terug met ons by die gemeente ingeskakel het nie, maar wat vir my mooi was, elke keer wanneer daar nagmaal gevier word, is dat dit duidelik gemaak word, dat niemand
word uitgesluit hier omdat jy aan 'n ander denominasie behoort. Maar dit beteken nie dat dit enige Jan Rapp en sy maatkins om die nagmaal kom vier nie. Die Bybel sê hier, as jy dit op 'n onwaardige wyse doen, dan bring jy 'n oordeel oor jouself. Die sal ek nou vir jou lees. Dit gaan oor jou verhouding met God, maar dit gaan daaroor dat jy myself ondersoek doen, wanneer die nagmaal gevier word. Die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Nadat jy jouself beproef het, is my verhouding met myself reg? Is my verhouding met my medemens reg? Is my verhouding met God reg? Dan is daar niks wat in my pad staan om die nagmaal te gebruik saam met ander gelowiges. Want wie op onwaardige wyse eet en drink in oordeel oor homself. Kom weer terug na jouself toe. Jy bring 'n oordeel oor jouself. Jy verloor jou vrede in jouself. Jy verloor jou verhouding met jouself. As hierdie goed nie reg is nie. Jou verhouding met God moet reg wees, jou verhouding met jou medemens moet reg wees, maar jou verhouding met jouself moet reg wees. En mag die Here gee dat ons in staat sal wees om gedurig deur selfondersoek te kan doen, onsself te beproef, soos wat die woord hier vir ons sê. Nie net wanneer ons die nagmaal vier nie, maar onsself te beproef. Self te ondersoek en te vra, maar waarom loop my lewe so skeef? Dit is ongelukkig so dat daar dinge op ons pad kom waar ons geen beheer het nie. Net soos die dinge wat oor Job se pad gekom het, het hy nie beheer oor gehad nie. Dit gebeur. Maar uiteindelik om dit terug na myself toe, hoe hanteer ek dit? Ek moet die keuse maak, ek moet myself ondersoek. Hoe hanteer ek hierdie dinge wat oor my pad kom? Gaan ek my uit vrees gedurig deur toesluit? Soos wat Jesus sy disippels gemaak het na sy kruisiging? Of gaan ek aanvaar dat hy vir my sê, vrede vir jou? My vrede gee ek vir jou. Nie soos die wêreld nie, my vrede gee ek vir jou, sodat jy in oorwinning kan leef. Kan ek vra dat die wat die help om die nagmaal te bedien, dat jy gaan na vore gaan kom asseblief? Ja, ek vra dat hulle dit sal uitdeel, soos gewoonlik die broodjies uitdeel en dan die glasies, en dat julle dit sal terughou, sodat ons dit almal saam gebruik. Paulus sê hier in vers 23 van 1 Korintiërs 11, sê, want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Nou is interessant, Paulus vertel nie vir ons hoe hy dit van die Here ontvang het nie. En ons mag dalk onder die indruk wees dat hy dit in een van die evangelies gelees het. Maar wat ons dalk nie altyd verstaan nie, is dat Paulus se briewe is die eerste geskrifte van die Nuwe Testament. Die eerste evangelie wat vir ons enigiets weergee oor die lewe van Jesus en selfs oor die nagmaal, was waarskynlik Markus, wat omtrent 10 jaar na hierdie brief van Paulus geskryf is. Nou Paulus sê ek het dit van die Here ontvang. Dit wat ek ook dan nou aan julle oorlewer. Dankie. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het.
En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Vers 26 wat ek net nou al vir julle gelees het, sê, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En nou sê hy hier in vers 24, doen dit tot my gedagtenis. Hou in gedagtenis die prys wat betaal is vir jou. Totdat hy kom. Of dit in ons leeftyd gaan wees, weet ons nie. Maar solank as wat ons leef, of solank as wat hy talle om te kom, moet ons aanhou daarmee om hom in herinnering te roep. Die prys wat hy betaal het, sodat ons vrede met God kan hê, vrede met mekaar kan hê, en vrede met onsself kan hê. Het allemaal gekry? Ja, is wat bezig. Soos ek net al gesê het, niemand word uitgesluit nie. Maar as jy nou self ondersoek gedoen het, en jy is tevrede dat jou verhouding met God en met jou medemens en met jouself is reg, dan kan jy dit gebruik. En as jy voel dat jy iewers is daar tekortkoming, dan is dit nou ook die geleentheid om dit reg te maak. Jy hoef nie hier uit te gaan sonder dat jy deel het hieraan. Dis ons deel hier in die liggaam van Jesus, wat vir ons gegee is aan die kruis. En dit is ook jou geleentheid nou om dit reg te maak. Om seker te maak dat jou verhouding met God is reg, jou verhouding met jou medemens is reg, maar jou verhouding met jouself is ook reg. Sodat jy in vrede, die vrede wat Jesus vir jou gegee het, nie kan gebruik. Gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat hier vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Word die beker ook omgestuur vir die wat verkies om die beker te gebruik? Is daar nog iemand wat die beker sal verkies? Goed, ek my allemaal wat die beker verkies het klaar gekry. Allemaal gekry, daar is niemand wat uitgelaat was nie. Goed, kom ons sit net so, dan sluit ons net die woord. Here, baie dankie vanmôre weer vir u liefde en u genade oor ons lewens. Dankie dat ons weet dat u soveel vir elkeen van ons omgee. Dat u nie net u lewe vir ons gegee het nie, maar dat u ook daarmee saam vir ons u vrede wil gee, sodat ons vrede in onsself kan hê. Vrede met onsself kan hê, en vrede met onsself kan lewe,
sodat ons in oorwinning kan leef in hierdie wêreld. Dankie vir u liggaam wat vir ons gebreek was. Dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie dat u bereid was om die prys vir ons te betaal. Sodat ons in vryheid en vrede kan leef, ongeag die omstandighede waarin ons onsself bevind. En Here, soms is die oorlog nie net daar buite nie, maar selfs in ons eie gemoed. Help vir ons om ook daar oorwinning te vind. In vrede met onsself te kan leef, ongeag die omstandighede. En ons eer u daarvoor. Sê vir u dankie daarvoor in die wonderlike en verlossende naam van Jesus. Ons verlosser en ons